Goeiedag almal en welkom hierso by ons podcast Kentricast episode 3 en ons is nog steeds besig met ons reeks van Na die Amen, maar ons het vandag 'n bietjie anders te doen. Ons het vandag 'n baie spesiale gas hierso om ons net bietjie meer te vertel van haarself en oor haar pad en bietjie uit te vind rondom haar lewe. So kom ons net almal baie welkom sê aan Margriet en ons is opgewonde om u te hê. So stel jouself voor en vertel maar vir die mense wie jy is en al daai dingetjies. Hallo, ek is Margriet Maree, ek is 17 jaar oud en ek wil baie graag 'n pastoor word en vir Jesus lewe. Ja, dis amazing, hè. Dis amazing. Ag, jy weet op 17 te weet jy vir die Here werk en al daai dinge. Dis eintlik so indrukwekkend en so amazing om te sien hoe iemand van sulke jong ouderdom opstaan en sê, Here, ek wil vir u werk. Om te sê, Here, ek wil 'n lewe vir u gaan leef en al daai tipe dingetjies. So, as ek kan vra, kan jy ons 'n bietjie vertel, hoe het jy tot op hierdie punt gekom waar jy gesê het, Here, ek wil 'n pastoor word? Wat is die storie tot en met nou? Okay, so ek het 'n Christen, ek het groot geword in 'n Christen familie en ek het dus onder my Bybel gelees en ek het gepraat oor die Here en ek het 'n verhouding met hom gebou en alles. En ek weet jy, dit het begin van ek wou net vir hom werk. Ek wou net soos gedink het, maar ek wil net hom dien en ek wil elke dag saam met hom werk. Ek wil elke dag mense na hom toe bring, as ek nou so kan sê. Ja. Dit is amazing. Maar net dis maar net 'n passie van my. Dit was ja. Ja, dis amazing want dit moet 'n passie wees. Verstaan jy? Soos dit moet iets wees wat jou dryf om te sê, Here, ek wil vir u werk en ek wil mense na u toe lei en al goed. En jy het nou gepraat oor een van die skriffies wat jy so love is waar die Here vir Petrus sê, raak 'n visserman van mans, nee. En jy voel dit is waarvoor jy geroep is. Ja. So sal jy sê daar was 'n spesifieke oomblik wat jou meer in daai rigting ingedruk het of wat jy besef het soos ja, okay, hierdie is wat ek wil ons was in Engeland oor see gewees en ons was so 4 in 'n kamer en ons het net so 'n diep gesprek oor die Here gehad en ons het oor mekaar gebid. Daar was 'n kind wat drome gehad het van slegte goed en ek het gesê kom ons bid en ons het gebid en dit was net so amazing en hulle het soos dit was net so lekker om hulle te help in die gees, soos hoe ek hulle kon bid met Jesus en hoe Jesus deur my kon werk om vir daai seun te bid. Dit was soos regtig, ek wil dit doen vir my lewe. Dit is vir my so lekker om te sien na die tyd toe hulle vir my kon vertel het en alles en daar was ook 'n geval van dit was by toutrek gewees en die seuns het gebid op die tou. Soos dit was regtig mooi. Hulle kon hoor hoe hulle bid op die tou en die Here het hulle gehelp en hulle het 'n goud gewen. Maar hulle toe na die tyd het hulle toe 'n bietjie afgegaan van die pad af en gesondag en alles. En dit was ek wat dit gesê het. Ons sit in 'n kamer en ewe skielik, ek weet nie waar ek daar uitgekom het nie, maar toe sê ek vir hulle, die Here het julle gehelp om te wen en toe het julle basies gaan teruggooi in sy gesig om daai sonde te gaan doen en gesê dis dit was ons en alles. En hulle het gedrink en alles en het gevier en 'n bietjie te veel gedrink. En toe daarna toe gooi hulle al hulle drank uit en hulle het glad nie weer gedrink nie en hulle het net verander. Dit was soos daai was vir my net so om te sien hoe die mense voor jou oë verander. Dit was so lekker en ek wil soos almal moet so gered word en dis baie lekker, ja. Dis amazing. Ek dink jou, soos jy nou gesê het, die passie van jou, jy kan dit sien. Jy weet jy brand met die passie om oor Jesus te praat en dis so cool om dit te sien op iemand van sulke jong ouderdom, maar ook tog om baie keer daai lewe te leef terwyl mense so jonk is, om so aan die brand te wees. Dit kan bietjie uitdagend wees, nee. Dit is nie altyd maklik om op te staan vir sekere goed of daar's baie keer stories wat rondgaan of wat ook mag wees, nee. Sal jy dink jy voel baie keer te jonk om op te staan of te jonk om te beweeg soos wat jy beweeg of wat ook mag wees? Ja, nee, verseker dit is moeilik omdat jy nou so jonk is en jy dink jy kan nie vir 'n ouer persoon iets sê soos wat hulle nou verkeerd doen nie of soos wat jy nou sien wat hulle dalk nou nie moet doen nie. Dit is baie moeilik want wat gaan hulle van jou dink dan? Soos ek dink dit is ook omdat jy so jonk is en jy leef in 'n wêreld van jy moet amper perfek wees soos om in te pas. Jy moet jou maak inpas, maar dan sal jy nou iets sê wat nou nie sal inpas nie, dan sal hulle dalk jou soos 'n bietjie wegskei, soos jy gaan nog 'n bietjie meer alleen wees dan. Ek weet nie hoe om dit so te stel nie, maar soos ek voel soms baie keer
ek is alleen, soos ek weet nie, ek het soms dalk nie vriende wat soos kan ooreenstem soos wat ek sê nie, soos dit voel soms so, maar dit is moeilik as 'n jong mens om sy woord daar uit te bring, want soos jy dink altyd van ander se opinie, soos jy weet nie wat die ander gaan dink van jou, of soos miskien sê jy dit verkeerd en dan sê hulle, nee, maar jy moes nie dit gesê het nie. Soos daai is dalk altyd moeilik, ja. Dink jy as jy nou gepraat het oor die druk wat 'n mens baie keer ervaar om in te pas en om 'n sekere manier te leef of 'n sekere goed toe te laat of wat ook al, dink jy dat dit is iets waarmee baie jong mense op die oomblik sukkel? Ja, nee, ek dink as jy nou kyk, soos dis regtig hoe die vandag se lewe is, soos jy moet altyd soos gaan kuier en soos jy moet nie soos te worry oor goed te veel nie, jy moet soos jou punte moet perfek wees, jy moet nou al daai goeie, so die druk is baie erg vir jong mense dink ek. Om so te wees en jy moet soos jouself amper jou persoonlikheid verander om in te pas. Waar jou persoonlikheid nie so gemaak is nie, soos as kinders van Here is ons nie gemaak om in die wêreld in te pas nie. Ons gaan uitstaan, ons gaan 'n lig vir ander wees. So daar's baie druk dink ek vir baie jong mense as Christene en dan sal hulle self soms 'n bietjie terugstaan, soos hulle sal te bang wees om iets te doen daaraan, want die druk is dalk nie te veel of hulle gee om oor ander mense se opinie van hulle. Ja. Ek dink 'n groot ding is waarin jy jou identiteit dan vind, nê? Want in julle ouderdomsgroep is dit maar die plek waar jy besig is om jou identiteit uit te figure. Daai goedjies speel 'n rol, right? So wat het jou gehelp om geanker te bly in Christus in hierdie tyd? Wat help jou nou om in hierdie ouderdom te bly in die Here en te bly in daai oomblikke? Ek dink dit is my verhouding met die Here, soos hoe hy my al so baie gehelp het in die lewe en soos waar ek net in aande gaan huil en sê Here, ek voel alleen, ek voel ek kan dit nie doen nie, waar hy my net omring het met sy liefde en sy woord. Soos dis baie en ek dink ook my ma speel ook soms so, sy het baie wyse woorde, dan sal sy vir my baie help daardeur. So my ma het my ook baie gehelp, maar ek dink waar die Here na my toe kom in my tyd van nood en hy sy hand uitsteek vir my dit is wat my nog steeds dryf om nog steeds so aan te gaan. Ag, dis ongelooflik. Dit is so mooi om te hoor hoe daai idee dat die Here jou ondersteun en dat die Here jou dra. Jy weet jou daai krag gee om aan te gaan. Right? En kyk, as jy in die bediening in wil gaan, is dit 'n baie belangrike ding. Soos om vas te hou aan waar die Here jou al gedra het en om vas te hou aan wat die Here al gedoen het met die hoop dat as hy dit toegedoen het, sal hy dit weer doen. Alright? En dit is in hierdie oomblikke wat die Here ons vorm. Alright? En dis waar die Bybel praat in Romeine 5, ons het nou daar 'n bietjie daar gepraat, maar in Romeine 5 praat hy van in hierdie oomblikke van suffering en hardship en al daai tipe goedjies, is die Here besig om 'n karakter te vorm. En dan sê die Bybel en daai karakter in Engels sê that character a hope, nê? En Afrikaans sê die hoop sal nooit beskaam, nê? Dit sal nie, daai hoop is iets waaraan ons kan vashou, want ons karakter is gevorm in sulke oomblikke. En ek wil jou bemoedig vandag deur om te sê wanneer mens deur hierdie goedjies gaan, onthou dit. Onthou die Here is besig om jou te vorm. Onthou die Here is besig om jou voor te berei vir die roeping wat hy op jou lewe geplaas het. En vir elke jong mens wat luister, moet jy onthou, deur alles wat jy gaan in jou lewe, die Here vorm jou. En as jy hom sal toelaat in daai oomblikke om die vormingswerk te doen, want hy is die pottebakker, ons is die klei. En as ons hom kan toelaat om dit te kan doen, kan hy ons begin in 'n rigting indruk, in plekke inkry waar hy ons kan gebruik. Effektief kan gebruik vir sy koninkryk, waar ons werklike lig kan wees waar ons beweeg, jy weet, dat sy lig deur ons sal skyn vir ander, want dit gaan daaroor. Dit gaan oor dat die Here se lig deur jou sal skyn. Maak nie saak wat jy doen nie, maak nie saak of jy nou op hoërskool jy sport doen of akademie doen of wat ook al dit mag wees nie. In daai area waar jy is, mag die Here se lig deur jou skyn, want dis waar hy jou vorm. Dis hoe hy jou gebruik. En ek dink as jy daai passie kan oorskiet, want ek love it, right? Want die ding is, as jy brand van passie steek jy mense aan, right? En dit is baie keer moeilik, maar daai passie is aansteeklik. Daar's 'n quote wat sê, light yourself on fire with passion and people will come from miles to see you burn, nee? En dis dit, moet nooit daai passie verloor nie. Dis in daai oomblikke. En dit is baie keer uitdagend om te sê, terwyl jy jonk is en jy probeer 'n voorbeeld wees. Maar dis waar daai Bybelvers inkom van 1 Timoteus 4 vers 12 wat sê moenie dat enigiemand jou weet jonkheid verag nie, jy weet maar hy sê wees 'n voorbeeld vir ander.
Dit beteken dit maak nie regtig saak waar jy in die lewe trek nie, al is jy jong. Jy kan nog steeds 'n voorbeeld wees van Jesus se liefde. 'n Voorbeeld wees van sy lig wat skyn. Jy weet, en klein goedjies wat 'n mens kan inbring om dit te kan doen. En dit is die ding wat op 'n van die dag jou deure dra, is om te onthou ek wil 'n beeld van Jesus uitstraal in die wêreld. So dit maak nie saak wat ek gaan doen nie, ek wil sy beeld uitstraal. Nou, jy wil 'n pastoor word, wat so cool is. Dit is so cool en die bediening is amazing. Jy gaan love wat ek jy vertel. Vir die van die weet jy, sy het 'n baie spronkelike persoonlikheid. So sy gaan hierdie tyd rondhardloop. Dit gaan verskriklik wees. Daarom moet ons kom kameras as jy oral ons vang, Verseker. Buite dit, kom ons praat gou 'n bietjie meer oor jou. Buite dit, wat is 'n hobby wat jy het? Wat is iets wat jy baie van hou om te doen? Ek hou verskriklik ek hou baie daarvan om perd te ry en toutrek te doen. Dis is 'n baie groot passie van my ook. Toutrek het ek nooit van gehou nie, maar die Here dit was nie deel van my plan gewees nie. Dit was deel van sy plan. En dis net 'n testimonie van hoe goed sy plan is, want ek het so floreer in die sport, iets wat ek nie wou doen nie, maar hy het my soos die pottebakker, hy het my geshape om dit te doen en om sy woord daai te verkondig, en dit is so amazing vir my. Maar daai is een van my passies, en my hobbies, ek sou kan sê. I love it. Ek love it, Ek gaan nie perd ry nie. Ek gaan my perd afval en dit is nie reg nie. Tomas, okay. Maar okay, so dit is nou jou hobbies en ek love it. So jy sê in hierdie areas van jou lewe waar jy nou perd ry en daai tipe goedjies. Hoe ervaar jy daar God se teenwoordigheid? Hy beskerm my dat ek nie afval nie. Dis 'n goeie een. My perd is regtig spalie vir my. Hy's 'n stoute perd. Hy's regtig soos dan sal ek met hom ry en dan gaan hy so vinnig en dan sê ek soos liewe Jesus, ek kan nie nou afval en doodgaan nie, asseblief beskerm my. En dan beskerm hy my. Daar was 'n tyd ek galop so af daarso en daar's 'n draad voor in die perd moet stop, maar hy wil nie stop nie, hy het nie briekie nie. Ek doen wat alles wat ek kan en ek bid daarso op my perd en ek spreek in Jesus naam. Hou op. En daar het 'n bakkie gery soos voor ons en dit het die pad blokkeer, so hy kon nie verder nie. So daai was vir my, dit was God wat daai bakkie daar gesit het. Want ek sou nie die perd kon stop nie en hy sou, ek weet nie wat volgens sou gebeur het nie. So definitief hy beskerm my. Ja, beskerm jou. Dis amazing. En ek vra jou dit want dit is my cool om te sien hoe jy die Here in jou dag tot dag beleef. Alraai. En dit is wat ek wil oordra, laat mense besef dat die Here kan so betrokke wees in jou dag tot dag lewe. Jy hoef hom nie net aan te roep in jou gebedstyd in die aand nie. Jy kan met hom praat deur die hele dag. Jy kan met hom praat in elke oomblik. En dit is hoekom ek inbring, want onthou wat ons net gelees het, wees 'n voorbeeld. Okay? Dit beteken in hierdie oomblikke wat jy skrik of wat jy bekommerd is of wat jy deur 'n moeilike tyd gaan, hoe ons dit hanteer, moet ons as voorbeelde optree. Alright? En om die Here aan te roep in daai oomblik is amazing. Jy weet, dis uit te roep en daarvan te kan getuig. En dit maak jou bewus van hoe die Here regtig waar teenwoordig is oral. Dit is 'n bewusmaking, dis 'n hoop wat ons dra, dis geloof wat geskep word in die klein goedjies, in klein gebeurtenisse, in 'n perd wat stop, in wat ook al dit mag wees. Besef jy, wow, dit was die Here se hand. Jy weet, wow, die Here was daar. En dit is daai tipe goedjies wat 'n mens dra. Alright, en jy sien dit nie altyd raak in die oomblik nie. Partykeer, dis wat die Bybel ook sê, Johannes 13 vers 7, wat die Here nou doen, besef jy nie, maar jy sal dit na verstaan. Baie keer wanneer goed in jou lewe nou gebeur, dan maak dit nie sin nie. Maar vorentoe as jy terugkyk, dan besef jy, alright, dit is hoekom dit gebeur het. Dis hoekom dit moes so vloei. En dis hoekom ek vandag vir jou wil sê, dit is amazing dat jy 'n pastoor wil word. En ek is so opgewonde vir dit. Maar ek is baie opgewonde. Ja, nee, ek kan nie wag nie. Maar ek die vraag vra is dit, en ons het net daar gepraat. As die Here se plan anders te vir jou lewe lyk, sal jy hom nog steeds volg? 100%, want die goed wat hy nou in my lewe gedoen het, is die kleinste goed, maar tog die grootste. So sy plan, Jesus sê vir ons, hy het vir ons so 'n goeie plan. Hy het so vir ons goeie planne vir ons lewe.
So ek vertrou hom dat hy as 'n pastoor nie dit is nie, dan gaan hy vir my 'n ander plan hê wat vir sy koninkryk gaan baat en wat vir my gaan help. Want op die ou ende is dit oor ons as Christene wat eendag by God wil uitkom, wat 'n verhouding met God soek. So as dit nie 'n pastoor is nie, dan is dit iets anders dalk en dan hy sal my daardeur help en hy sal my daartoe lei en dit sal die beste plan wees vir my lewe en ek sal gelukkig wees want die Here soek jou gelukkig. Hy is soos 'n pa, hy gee om oor jou. Hy wil jou gelukkig sien en ja, so ek sal hom nog steeds volg en ja, ek sal nog steeds dien elke stap van my lewe. Ag, dit is amazing. En ek hou daarvan want dit leer 'n mens dat jou identiteit is in Christus. Dit is waar dit gaan. Dit gaan oor jou lewensdoel is jy wil die Here se naam groot maak. En dit maak nie saak wat jy doen nie. Dit maak nie saak in watse veld jy werk nie, dit maak nie saak watse rigting 'n mens beweeg nie, dit maak nie saak hoe die toekoms mag lyk nie. As jy kan vashou aan daai waarde, aan daai identiteit, aan daai ding van al wat ek wil doen, is ek wil net Jesus se naam groot maak. As jy dit kan doen, dan kan die Here daai pad vir jou begin vorm. Want dan kan jy hom vertrou met die kleinste goedjies. Jy kan hom vertrou met toedeure, jy kan hom vertrou met oop deure, jy kan hom vertrou met geleenthede wat kom, geleenthede wat gaan, wat ook al, want jy weet, hy is besig om 'n storie te skryf wat sy naam verheerlik, wat sy naam groot maak. En dit is die dingetjie wat ek vandag vir jou wil sê is dit. Hou vas aan daai waarheid. En vir wie ook al, almal wat vandag kyk wat ek vir jou dit sê, dit maak nie saak in watse beroep jy staan nie. Daai identiteit in Christus is waar 'n mens moet vashou. Daai opdrag om uit te gaan, om disippels te maak. Daai opdrag om uit te gaan, om die Here se lig te laat skyn waar ook al jy is. Dit is die ding waaraan ons moet vashou. Dit gaan nie oor net 'n beroep nie. Dit gaan oor 'n leefstyl. Dit gaan oor om Jesus werklik aan die wêreld te verkondig. En dit is vir my so inspirerend om te sien hoe daar iemand van sulke jong ouderdom opstaan om te sê, Here, ek wil dit doen vir U. Ek wil dit doen. En dit is waar daai woord tot vervulling kom. Van jy is besig om 'n voorbeeld te wees. Jy is besig om 'n voorbeeld te wees. In jou jong ouderdom van 17 jaar uit, nê, is jy besig om te sê, Here, ek wil U lig laat skyn. Nou gaan ek die laaste vraag en dan kan jy my nou 'n vraag vra. Okay. Is hierdie. As jy met jy moet nou mal oor die Bybel, right? Jy lees nou baie Bybel, jy bid en al daai goed. Ons bid agter op die perd, wil die perd ry, al daai dinge. As jy met een persoon in die Bybel, behalwe nou Jesus, want ons kan nou met Jesus praat, right? As jy met enige ander persoon in die Bybel 'n gesprek kan voer, met wie sê jy dit voer en hoekom? Ek sal met Dawid. Okay. Ek dink Dawid hy was 'n man agter God se hart aan. Hy was so genoem ook en hy was so vol sonde, soos hy het so baie sonde en verkeerd al in sy lewe gedoen, maar tog het God hom so gebruik en hom gered uit sy sonde uit. En ek dink soos ek sondig ook, ons almal sondig, ons is mens en om net te kyk wat God met Dawid se lewe gedoen het. God het hom koning gemaak oor Israel. God het hom so geseën, maar hy het so baie verkeerd ook gedoen. En ek dink ek sal met Dawid gaan praat want hy het ook soos baie raad wat uit boeke ook en alles. Maar ek sal met hom regtig want ja, net soos om te sien hoe God hom gehelp het uit al sy sondes waar hy mense doodgemaak het en met mense geslaap het met wie hy nie moes nie. En hoe God hom net daar gehelp het en hom nog steeds gelei het na die regte pad toe vir wat vir God se koninkryk gaan wees, dink ek ja, Dawid is 'n goeie opsie dink ek. Ja, Dawid is 'n goeie opsie. Love Dawid, nee. Ek dink Dawid se storie is baie inspirerend om te weet. Daar was 'n belofte om gespreek om koning te word en soveel jare het verbygegaan voor hy eers koning geword het. En soveel dinge waartoe hy gegaan het en weer eens, dit was die vormingsjare. Dit is waar die Here ons vorm. Is jy kry 'n belofte, jy kry die roeping, jy kry dit, jy kry daai goed tot die vervulling. Dit is daar tussenin wat die Here ons vorm en begin weer in plekke kry wat ons moet kom en wat ook al mag wees, om die karakter te bou dat ons die belofte kan hanteer. Ons is besig met die reeks van wag by die kerk, né? En ons praat bietjie oor wat doen ons in ons wagseisoen, hoe gebeur dit? En ons die naweek het ons gepraat oor die idee van vorming. En dit is wat die Here doen. Hy vorm ons voor hy die belofte bring, voor hy die belofte tot vervulling kom. Want ons moet dit kan dra, die karakter wat ons ontwikkel moet dit kan dra. So ek wil jou aanmoedig om te sê in hierdie oomblikke in jou lewe,
Laat toe dat die Here jou vorm. Laat toe dat die Here die eienskappe inbring, eienskappe uitvat, wat ook al dit mag wees, sodat jy die belofte wat hy het oor jou lewe, sodat hy die plan wat hy het oor jou lewe, kan vorentoe dra. So in hierdie oomblik, laat hy jou vorm. Maar nou, het jy enige vrae wat jy ons wil vra? Ek het. Okay. Ek is bekommerd. Maar dis Ek is nou 'n ander bekommerd. vraag, okay. Okay. Ek het baie krag nou, joh. I love it, cover it. Nee, ek wil net hoor van jou roeping oor Jesus, hoe Jesus jou geroep het. Jy het gesê jy was ook jonk toe jy geroep was en hoe die Here jou karakter gebou het. Ons kon sien in Dawid in sy boeke en hoe God van sy karakter gebou het tot sy belofte. Hoe het die Here dit met jou gedoen? Soos jou storie wat jy vir ons kan vertel. Ek maar nou die hele dag hier sit, nee, grap. Ek wou my hele lewe lank waar ek pastoor geword het. Ek was nog altyd aan die brandverrit en ek het altyd vir die sportspanne gebid en noem dit. Ek het dit gelove. Tot en met my matriekjaar toe het ek gaan shadow werk doen. So bietjie so wat jy nou doen, het ek ook 'n dag saam met hulle gaan spandeer. En teen die einde van die dag het die ou vir my gesê dat as jy in die bediening ingaan, gaan jy nooit geld maak nie, jy gaan nooit 'n kar kan koop nie, jy gaan nooit dit kan doen nie. En ek was 18 jaar oud en ek gedink soos ek wil dit nie. Ek wil 'n groot huis hê en ek wil 'n groot kar koop en allerlei goed soos dit. En toe besluit ek nee, ek dit nie. Nie vir my. Toe gaan probeer ek iets anders te swat vir die eerste jaar. En in daai eerste jaar van my universiteit was dit maar moeilik geweest. Ek het maar 'n bietjie gesukkel om 'n identiteit te vorm want in daai oomblik was ek was nie kwaad nie, maar ek het so bietjie wegbeweeg eintlik van die Here af en minder my Bybel gelees, minder gebid, ek het verkeerde dinge gedoen, ek is al daai tipe goed wat gebeur het tot op 'n punt waar ek het eendag gesit en ek het my ma gebel in die einde eerste jaar, right? En ek het my ma gebel en vir haar gesê soos ja, ma, ek weet nie wat om te doen in my lewe nie. Soos ek voel so verlore, ek weet nie wat se kant toe nie, al daai dinge. En my ma sê vir my, maar jy swat die verkeerde ding. En ek wou nie dit hoor nie. En ek is soos los my uit. Moenie vir my sê ek swat die verkeerde ding nie. My ma het ook 'n groot rol gespeel in dit. En ek sê vir moenie, I don't want to hear that now. Come on, nee. En sy sê my swat die verkeerde ding. En ek sê nee, en ek gaan toe aan. En daar was 'n geval gewees wat ek een aand vir 'n vriendin gaan bid het, ek in 'n pel. Sy het ons gebel en ons het na haar toe gegaan en ons het daar gesit en gepraat en alles en aan die einde van die aand toe bid ons vir haar en ons ry terug koshuis toe en op pad terug koshuis toe bel ek my ma. En ek sê toe vir haar ma, ek wil vir die res van my lewe hierdie doen. En ek kon dit nog nie regtig bewoord wat dit beteken vir my nie, maar ek het net geweet ek wil vir die res van my lewe die hoop wat Jesus Christus bring vir mense bring. Maak nie saak hoe dit moet lyk nie. Maak nie saak wat dit beteken nie. Ek wil dit doen. That's amazing. Ja, en ek het oorgeswaan, ek het teologie begin swat en so dat ek 'n pad met die Here regtig begin stap en weet na rukkie regtig tot bekering gekom en die Here het my vrygemaak van goed en verlos van goed en al daai dinge. Maar ek sou sê die karaktereienskappe wat die Here toe kom ontwikkel het en hoe hy in my kom werk het, is hy daai idee wat my in die eerste ruk teruggehou het. Toe die ou vir my gesê het, jy gaan nie geld maak nie. Okay? Hy het dit heeltemal kom wegvat. In die sin van ons skatte is in die hemel. Alright? En jy doen hierdie vir die koninkryk. Jy doen hierdie vir Jesus. Ja, nie vir wat jy daar kan kry nie. Jy doen dit vir sy naam. En die oomblik wanneer jy dit begin doen, dan sterf jy. En Christus begin deur jou lewe. Wanneer jy werklik jou begeertes neerlê en jou behoeftes neerlê en sê Here, my lewe is U se. Jy gee dit vir die Here. En dit is wat die Here in my kom ontwikkel het, was dit. Is om werklik 'n lewe van oorgee te leef. 'n life of surrender. Om te sê Lord, I surrender it all. Jy sukkel nog steeds. Mense sukkel nog steeds om oor te gee en werklik dit te kan doen. Maar dis 'n elke dag keuse om te sê Here, ek begin hierdie nou weer beheer. Here, ek gee dit vir U. Help my Here, help my Here, help my Here om daai surrender lifestyle te kan leef, werklik te kan leef. En ek dink dit was 'n paar goed. Ja, die Here het klomp ander goedjies uitgesorteer en jy weet dingetjies kom regmaak wat verkeerd was en gewoontes kom verander en al daai dinge. Maar ek dink die diepste ding wat die Here kom verander het in my lewe was werklik daai ding van
jou eie ek sterf. Ja. Kruisig jouself, kruisig Ja. die vlees. Elke dag moet jy jou Elke kruis opneem kruis- vir die ja, Here. neem jou kruis op, loop saam met die Here. En dit was daai idee van, Here, ek doen hierdie vir U. En Ja. ek kan nie sonder U nie. Dis amazing. Kan nie sonder Ja. U. En dit is wat die Here, die Ja. diepste werk wat in my kom doen, was dit. Dat ek werklik op 'n plek gekom het om te sê, Here, nie my plan nie, U plan. Nie my wil nie, U wil. En Ja. hoe ook al dit mag lyk, hoe ook al dit mag gebeur, ek vertrou U met dit. Dis half daai van wat jy my gevra het van as dit nou nie God se plan is nie, jy vertrou net God met jou toekoms en as jy jou vertroue in God kan sit met jou lewe, kan jy dit met jou toekoms ook doen want hy skryf jou storie en hy gaan op die einde van die dag die beste storie vir jou skryf. So Ja, die Here is besig om 'n storie te skryf en die ding is, dis wat cool is soos baie keer lees ons 'n hoofstuk en dan dink ons dis die einde. ja. Maar dis net 'n hoofstuk. Jy weet die Here is nog steeds besig om te skryf en dis cool want as hy klaar was met ons, sal hy kom haal het. Ja. Weet jy my hier? Ja. As jy nog asem het die Here nog iets wat hy deur jou wil doen. Ja. As jy nog hier is vandag, wil die Here nog iets deur jou lewe doen. Hy het nog 'n plan vir jou, hy het nog 'n toekoms vir jou. Daar's 'n rede. En dis eintlik motiverend, soos as jy voel jy het regtig niks, jy's so op 'n slegte plek geestelik of soos mentally en jy lewe nog dan kan jy eintlik vrede daarin vind dat die Here vir jou nog 'n plan het. Ja. Dis eintlik Hy's nog nie dit klaar met troos jou amper al. Dit gee jou daai, okay, daar's nog 'n rede vir hier. Ja. Jy weet, ek kan opstaan en gaan en Ja. ek kan my beste probeer. Wat ook al jy doen om dit te doen tot die eer van die Here en te sê Here, ek vertrou U ten volle. En om eerlik te wees, daar's oomblikke in jou lewe wat jy baie keer sit en dan dink jy Here, ek hou glad nie van hierdie nie. Daar's oomblikke wat jy sit en dink jy hier is so moeilik of dit is so nie lekker nie of dit is ongemaklik en dis dit en dat en allerlei goed soos dit. En dis in daai oomblikke wat jy kan sit en net wat jy eintlik net moet sê is Here, ek hou glad nie van hierdie nie. Maar ek vertrou U. Want dis wat 'n verhouding is met die Here, is om met hom te kan praat daaroor, om te kan sê Here, hierdie is nie vir my lekker nie, maar ek vertrou U met dit. Ek Ja. vertrou dat die woord sê dat alles werk in goeie uit vir hom wat lief is vir God. So hier moet iets goeds hier uitkom. Jy weet, en daar's oomblikke wat die Here vir jou beloftes gaan gee en jy gaan nie daai beloftes sien gebeur so vinnig soos wat jy wil hê dit moet gebeur nie. En dis in daai oomblikke wat jy moet sit en sê Here, ek vertrou U dat U woord gaan nie leeg terugkom nie. Dat U woord leer ons dat wanneer U 'n woord spreek, dan doen dit eers wat dit moet doen voordat dit terugkeer. Dit keer nie leeg terug nie en jou vashou aan daai beloftes en daai tipe dinge want dit is baie keer die uitdagende ding is om te wag op die Here. Ja. Dis uitdagend om te vertrou maar jy sien niks gebeur nie. Maar dis daar waar jy kan eerlik wees om te sê Here, ek vertrou U vir dit en ek sit my geloof ten volle op U, nie op die omstandighede nie op wat ek sien nie, net op U. Om te sê Here, my lewe is U se. En die woord wat oor my lewe gespreek was en wat ek aan vashou is die woord impak en dit is wat ek glo die Here my voor geroep het is om 'n impak te maak. So dit wat ook al ek doen, wat ook al ek aanpak, vra ek myself die vraag wat se impak maak dit? Hoe kan ek die beste impak vir die koninkryk van God maak waar ek nou beweeg? En dit is maar my dryfpunt rondom dit. Dis ek wil net 'n impak maak vir die koninkryk. Dis amazing. Ja. Dis So, regtig. dis cool hoe die Here 'n pad met iemand Dit stap is. en Ja. om regtig as jy jou lewe eers oorgee, dan is dit so cool om te sien wat die Here met dit kan doen, né? Want Ja. hy is nie die prentjie en kyk, die Here gaan nie keuses vir jou maak nie. Jy moet die keuse maak om hom te volg. Jy weet, jy moet die keuse maak om hom te vertrou. En jy moet die keuse maak om 'n kruis op te neem. Ja, jy moet daai keuse maak, né? Maar wanneer jy daai keuse maak en jy gee dit oor, dink daaraan. Die Here het hierdie hele aarde geskape. Alles wat ons sien, alles wat ons weet, alles, jy weet, al die sterre, al die bome, al die see, alles, né? Het die Here geskape. En hy het dit alles gedoen in daai paar dae, daai 6 dae in Genesis. Ja. Waar die Bybel sê dit was donker en hy het gespreek en daar was lig. En toe create hy al hierdie goed. Dink net daaraan wat hy met jou lewe kan maak as jy dit werklik vir hom oorgee. Dink net Ja. aan wat kan hy create, wat kan hy doen, wat 'n storie kan hy skryf. Dis soos amper jou Ja, sonde ja. wat so donker is, soos wat die aarde donker was en hoe hy net lig gemaak het, hy maak jou lewe lig. Hy is letterlik die lig van ons Ja. lewens. Ja, en dit is baie keer wat ek myself aan moet herinner ook en ek herinner jou ook daaraan is
hou altyd vas aan daai ding van imagine wat die Here met hierdie kan doen. Ja. Want daar's hierdie skrif in die Bybel van Genesis 50 vers 20 waar Josef vir sy broer sê dat wat julle bedoel het vir die kwaad, het God in goeie laat uitdraai om die volk vandag hier te kan red. Alles waardeur Josef gegaan het, kom hy in die einde van Genesis en hy sê al hierdie kwaad het die Here ten goeie laat uitdraai. Al hierdie seer waardeur ek gegaan het daar iets moois gebeur. En jy moet altyd jouself daaraan herinner aan dit. Jy kan eerder vashou aan die seer, jy kan eerder vashou aan die bitterheid, jy kan eerder vashou aan die vrae, wat ook al. Of jy kan dit of aan jou keuses, nee, jou eie besluite neem. Jy kan vashou aan dit, of jy kan sê, Here, ek vertrou U met dit, want ek weet U kan iets moois hier laat uitkom. Want hy kan iets moois uit daai seer uit laat kom. Hy kan iets moois uit daai dooie plek laat uitkom. Hy kan iets moois uit daai de mekaar uit laat kom, want hy is in beheer. Maar jy moet dit vir hom oorgee en jy moet hom vertrou met dit. Dis amper half moeiliker om dit vas te hou, maar jy dink amper dis makliker, maar dis maklik, dis moeilik om dit vas te hou en dit te dra as om dit net vir die Here te gee. Want dan die Here sê hy gaan dit van ons skouers, hy gaan dit dra, hy gaan dit van ons skouers afhaal. Ja. So ek dink dis belangrik dat ons net moet weet dat dit oukei is om vir Jesus te gee, want van ons is jy wil dalk nie dit vir hom gee nie, want jy voel dalk skaam daaroor. En dis die duiwel wat jou attack deur daai. Soos hy wil hê jy moet dit vashou want hy weet God het 'n ander plan vir jou. Hy weet God kan vir jou laat floreer soos wat jy nog nooit gedink het van tevore nie. So ek dink dis moeilik om dit soms vir God te gee, maar dit is die beste besluit om elke besluit vir hom te gee, elke ding waarmee jy struikel vir hom te gee. So, Ja, die Bybel leer ons dat ken hom in al jou weë en hy sê dit baie gelyk maak. So ken hom in elke ding. Ken hom in jou besluite, ken hom in jou wat ook al, jou verhoudings en jou werk, waar ook al jy gaan, ken die Here in elke area van jou lewe en hy sal vir jou paai gelyk maak. En onthou die Bybel leer ook en dis wat so mooi is. Jesus sê, hy sê die planne wat hy het vir ons is so much more than we can ask or imagine. Jy weet, en hy sê ook dat sy gedagtes is nie ons gedagtes nie. Sy maniere is hoër as ons maniere en dis om oor te gee en te sê Here, ek vertrou U met hierdie want ek weet U kan soveel meer doen as wat ek vir myself kan doen. En ek dink dalk hierdie is die beste vir my of ek dink dalk hierdie is wat ek wil hê of ek dink dalk dit. Maar ek vertrou U om te gee wat U weet ek het wat ek nodig het want U maniere is soveel groter. En dit is wat gebeur het daai tyd. Ek het toe ek klaar geswat het, toe wou ek in 'n ander rigting ingaan na soos evangelisasie werk om soos uitreik en goed te gaan doen of wat so graag gedoen het. En die Here het elke deur toegemaak. Elke een. En hy het die deur oopgemaak waartoe ek toe gegaan het om te gaan werk by die kerk. En ek was in die oomblikke was ek bietjie teleurgestel gedink, Here, maar hoekom? Maar dis weer daai ding van dit was nie sy plan nie. Dit is nie sy wil nie. Hy wou my in daai rigting ingehaat het en jy moet hom genoeg vertrou om dit te doen. En die ding is as jy die Here vra, Here lei my pad, Here vat my, lei my, help my, dra my, wat ook al, dan gaan hy begin deure toemaak. Jy weet en hy gaan begin deure oopmaak wat hy wil oopmaak en dit gaan nie altyd vir ons sin maak nie, maar ons het hom gevra vir dit. En ons moet vertrou vir dit. En dit maak nie saak in watter rigting jy beweeg het, maak nie saak waar jy is nie. As jy die Here vertrou met jou lewe, as jy die Here vertrou met wat ook al, as jy jou lewe oorgee aan hom en jy surrender, dan kan jy 'n lewe leef wat eer bring aan die Here. Maak nie saak waar jy is nie. Maak nie saak wat jy doen nie. Want ons almal is geroep om kinders van die Here te wees. Ons almal is geroep om die lig te laat skyn. Jonk tot oud, pastoor tot dokter, wat ook al. Almal is geroep om die lig van Jesus te laat skyn. Dit is die roeping. Is om sy naam groot te maak. En ek wil almal aanmoedig wat luister en wie aanmoedig wat luister wat hier sit vandag ook. Maak nie saak wat jy doen nie. Doen dit tot eer van die Here. Amen. Doen dit tot sy eer. En hy sal jou kan dra die res van die pad. Vertrou hom met die uitkoms. Vertrou hom met dit. Maar wat ook al jy nou het, wat ook al jou hand vind om te doen vandag, doen dit tot eer van God. En hy sal jou baie gelyk maak. Yes. Amen. Baie dankie dat jy hier saam met ons was vandag. Dankie dat jy kon wees. Ja, dis op. Ons gaan jou weer terugnooi, né? Alright. Maar vir julle wil ons ook sê baie dankie dat julle ingeskakel het. Mag die Here julle seën, mag julle 'n wonderlike dag hê en ons sien mekaar weer volgende week. Dankie julle.